Goeiemôre broers en susters, baie welkom in die huis van die Here vanmôre. Ons glo dat jy 'n wonderlike week gehad het. Dis kan Here my mooi oor agter. Daar sê baie dankie. So ons is besig. Die speakers is al klaar op, so hulle gaan net op werk wees. Een van die dae sê ons die oorwinning speakers. Broers en susters, enige besoekers vanoggend hierso op die eerste keer baie welkom aan ook. Mag ek werklik waar gesien en gesalwe op die oor wees. Ons gaan net so bly sit, ons het 'n paar liedere wat ons gaan sing, tot een of julle van die naam, kan net so bly sit as ons.
Broers en susters, ons volgens die voorstel afsluit met die pragtige die fees van die waarheid. Kom woon hier in my maak my gehoorsaam en vertrou aan die woord. Rig my gedagtes en my denke na woord. Jy weet ons het vorige lied gesluit. Toe kom my baie bekende gedeelte van 1 Korintiërs 13. Geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde. En was dit maar toch wat die Here gedoen het toe Jesus aarde toe gestuur het, om vir ons te kon wys dat die liefde alles oorloop. Nie die wet nie die orde nie, maar die liefde van die Here. En dit is so wonderlik dat ons oor hierdie liefde, onder die liefde geskadu word elke dag, dat ons in die liefde kan wandel en daardie die genade van die Here kan ervaar. Kom ons staan hier, kom ons staan, sing ons die liefde. Goeiemôre geliefdes. Baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. En ons wil vanoggend 'n besonder welkom sê vir ons hoofde wat vanoggend hier is. Ons sê welkom aan mevrou Geerdings van Laerskool Swartkop, meneer Skagnie van Hoërskool Centurion, meneer Smit van Hoërskool Eldoryn, meneer Nel wat Hoërskool Swartkop, aan Jankoof by Hoërskool Swartkop, en dan meneer Willie Fourie van Laerskool Bakenkop. Meneer Fourie is 'n oud lidmaat, nog steeds eintlik lidmaat van ons gemeente, so dit is goed om hom vanoggend ook hier te hê. Baie dankie vir julle teenwoordigheid. Soos jy weet, geliefdes, is vandag die middag vir opvoeding en onderwys. En daarom het die
die Here dit op my hart gelê om hulle uit te nooi. Ek wat selfs ervaar, wat is die spanning en die moeilikhede wat hulle ervaar elke dag. Het ons gevoel, die kerk het so goed gekeer, dat ons hulle kan uitnooi en na die tyd net saam met hulle koffie, tee en koffie drink. Maar baie dankie dat julle vanoggend hier is. En dan sê ons ook vanoggend welkom na 'n groot operasie, Walter. Walter, baie welkom terug. Jy en jou gesin. Ons het vir jou gebid, vir jou gesin gebid. Ons weet dis julle steur moeilike tye en dankie dat julle vanoggend hier is. Ons prys die Here daarvoor. Baie dankie. Hoor. Goed. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here. Ons raak rustig voor hom. En die konsistorie was ek so 'n bietjie op my sande was geweest. En Bianca sê vir my, raak rustig. Dis wat Gert ook sê. Partykeer help ek, partykeer help ek nie. Maar goed, ons word rustig voor die Here. Here, my Here, voor U word ek en elkeen teenwoordig baie stil voor U. Die bewus dat ons nou heilige grond betree. Die bewus dat ons staan voor U heilige aangesig. Daarom kan ons nie anders as om net stil te word in diep afhanklikheid en mooi te vra. Spreek, Here, spreek, ek luister, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam, deur saam te sing soos die klei in die hand van die pottebakker. Kom ons sing dit tot lof van die Here. Goed,
Ek vra nou vir ons kinders om na vore te kom asseblief vir ons kindermoment. En julle hoef volgens nie bang te wees omdat die hoofleer is nie. Julle hoef nie bang te wees nie. Is julle bang? Nee. Goed. Ek wil julle volgens vertel van Heinrich. Heinrich was 'n baie oulike siekie. Maar Heinrich het 'n groot probleem gehad. 'n baie groot probleem. Hy het van die Kaap afgekom hier na Pretoria toe. En die eerste dag by die skool, die middag toe by die huiskool, toe sy nek in trane, hy heel verskriklik. En sy ma is toe ook ontstel. Sy wonder, wat het verkeerd gegaan met Heinrich vandag? Vanoggend by die skool was hy opgewonde en nou hy en hy's hartseer, verskriklik hartseer. En toe, hy sy boeke begin uitpak, toe hy lees, hy maak sy tas oop, en hy begin die een boek na die ander boek uitpak. En hy sê, mama, ek gaan nooit graad 6 deurkom hierdie jaar. Kyk net al hierdie boeke. By my skool in die Kaap het ons nie so baie boeke gehad nie. Hoe gaan ek al hierdie werk kan leer? Hoe gaan ek al hierdie werk kan toets skryf? En sy mamma, vat hom af toe, druk hom vas, gooi vir hom 'n glasie koeldrank. Sy probeer hom rustig kry. Sy sê vir hom, weet jy wat? Ek het ook vanoggend met 'n oggendwerk begin. En dis ook nie vir my lekker nie. Alles is so vreemd vir my. Die kantoor is vreemd, die mense is vreemd. Sy sê ons albei is vanoggend vandag albei baie ongekant. En sy begin toe deur haar resepteboeke blaai. En Heinrich dink toe by homself, dit was nie 'n goeie dag nie. As hy miskien 'n lekker pannekoek kry, dan sal dit beter gaan. Want hy sien sy mamma se die resepteboek en hy kyk so oor haar skouder en hy sien hy kom daar by pannekoek resepte. Sy het ook ek gaan 'n pannekoek bak vol. En sy sê nee, ek soek 'n papiertjie. Wat is 'n papiertjie, mamma? Ek soek 'n papiertjie waar ouma vir my by 'n geleentheid 'n briefie geskryf het. En hy sê, maar wat gaan ons met die papiertjie maak? Sy sê, het ouma vir my gehelp. Op 'n dag, toe ek ook so hartseer was soos jy, toe ek ook so moedeloos was soos jy. En hy sê, wat het ouma gesê? Ouma het gesê, weet jy wat? 'n hommelby is 'n groot, hy is groter as 'n by, met 'n groot liggaam en baie hartjies, maar hy het klein vlekkies. En die hommelby bestudeer het, wat na die hommelby gekyk het gesê, eintlik is dit onmoontlik dat hy hommelby kan vlieg. Daai vlekkies is te klein vir die groot hommelby. Hommelbye weet nie dat hulle vlekkies te klein is nie. En jy sien hulle vlieg van blom na blom. En ouma het gesê, weet jy wat? Die hommelby dink nie dat sy liggaampie is te groot vir sy vlekkies nie. As hy sy vlekkies oopmaak, dan begin hy vlieg. Ek en jy vanmiddag, ons voel, daar's te veel boeke, ek gaan nie graad 6 neerkom nie. Hierdie kantoor waar ek nou is te veel vir my, ek gaan nie hierdie werk kan doen nie. Maar weet jy wat? Jesus is daar vir ons. Soos Jesus die hommelby haal om te vlieg, al sê die wetenskaplikes is onmoontlik dat hy kan vlieg.
Jesus vir my en jou help, as ons vir hom vra, kom help ons. Toe sê hy, vir sy ma, sal hy dan graag 6 keer kom? Sy sê, ja, jy sal, as jy hard werk, en jy vra vir Jesus om jou te help. Dis is wat ek en jy moet onthou. As ons die boeke so uitpak en hulle moet oorgetrek word, dan dink ons, hoe gaan ek al hierdie werk onder die knie kry? Hoe gaan ek al hierdie werk kan leer? Gaan op jou knie en vra vir Jesus. Soos Jesus 'n hond by help met klein vlekkies, so sal Jesus ook vir jou help met al jou werk. Gaan julle dit onthou? Ons bid en vra vir hom, dat hy ons help. Ons maak ons oogies toe. Liewe Jesus, baie dankie, dat ons by die volbei kan leer. Maar volbei weet nie, hy klein vlekkies nie, maar hy vlieg en U hom in die lug. Liewe Jesus, help ook vir my. Soms voel die werk vir my te veel. Soms voel ek nie dat ek my graad gaan deurkom nie. Dis alles so baie. Ek kom vra vir U mooi. Soos U die volbei laat vlieg, help my ook in die spoor, dat ek elke dag sal vlieg en die wete, dis nie ek nie, dis Jesus wat my help. En vat my, en dra my, en laat my vlieg in Jesus naam. Amen. En ons staan, dan sal ons weer die moeilijkie. Weereens, dankie ouers, dat U kindertjies bring na die kerk toe. Dit beteken vir ons so baie en vir hulle dat ek wens so baie. Geliefdes, dis vandag die middag vir opvoeding en onderwys. En ons het behoefte ons vanoggend die onderwysers, in besonder vanoggend
ons skoolhoofde hier teenwoordig, maar as hier ook onderwysers is, julle saam met hulle. Ons wil vra dat jy asseblief sal staan. Ons as gemeente sit en dan wil ons hulle sing 'n gebed dat die Here hulle sal seën in die werk wat hulle doen, die moeilike werk wat hulle doen. So ek vra dat al die onderwysers sal staan, hoofde en die onderwysers teenwoordig sal staan, en dan vra die gemeente dat ons sing as gebed die 268. Geliefdes, ons maak die woord van die Here vanoggend oop by Jeremia 1, en ons gaan daar lees van vers 4 tot vers 10. Jeremia 1 van vers 4 tot vers 10. Kom ons by die hoofde. O Vader, wat 'n wonderlike voorreg om as broers en susters in Jesus vanoggend hier teenwoordig te wees. O Vader, dankie vir elkeen wat U in die hart geroep het om vanoggend op te kom na U huis toe. Ons harte gaan uit na hulle wat vanoggend nie hier kan wees nie. Hulle wat siek is, hulle in die hospitaal lê, hulle wat hartseer is, eensaam is, en ons dink aan elkeen. Ek wil vra dat U ook by ons sal wees, soos U ook vanoggend hier saam met ons is. Ons dank U, Here, vir ons skoolhoofde. Dank U, Here, vir wat hulle vir ons kinders beteken, vir ons gemeenskap beteken. Dank U, Here, vir hulle ywer en vir hulle daad. Ons wil bid dat die bom vanuit die woord ook elkeen van ons vanoggend diep aan te raak. Om elkeen van ons vanoggend ook te laat hoor, wat vra U van my? Hou bid ek en vra mooi die werking van die Heilige Gees, dat U woord sal opreek na die behoefte van elke hart. In Jesus' naam. Amen. Jeremia 1 van vers 10. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, die mond aangeraak en vir my gesê,
gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke, af te breek en uit te roei, te vernietig en plat te staan, te bou en te vestig. Tot sover geliefdes in die woord van die Here. Geliefdes, in die voorbereiding van my boodskap en spesifiek met die oog op die feit dat dit vandag 'n dag is van voorbereiding vir opvoeding en onderwys, het ek teruggedink aan my eie kinderdae. En ek het teruggedink toe ek in graad 11 en ook in graad 12 was. Moeilike jare in 'n jong seun se lewe. Maar weet jy wat? In daai tyd het daar 'n onderwyser na vore gekom. 'n Onderwyser wat vir my ongelooflik baie beteken het. Hy was 'n man met 'n mooi hart. 'n Man met sagte oë. 'n Man vir wie nie ek nie, maar al ons graad 11 leerders en graad 12 leerders baie respek voor gehad het. Hy was iemand wat nooit sy stem verhef het nie. Hy het met jou gepraat op 'n manier wat jy presies geweet het, wat het jy verkeerd gedoen, sonder om op jou te skreeu, of sonder om jou eenkant toe te vat. Ek het ongelooflik baie by hom geleer. Ek het ook opgekyk na hom. Hy het die mooiste handskrif gehad. En ek het ook my beywer. Ek wil ook soos hy skryf. Hy was 'n man van God. En hy het nie gehuiwer oor sy belydenis nie. En omdat hy 'n man van God is, het hy ons in die naam van die Here geïnspireer. Absoluut geïnspireer. Hy het elkeen van ons geken, ons sterkpunte en ons swakpunte. En hy het elkeen van ons by die hand geneem en ook gelei hierdie 2 moeilike jare, graad 11 en graad 12. En jare na ek klaar was met skool en studies, wel 'n ou lidmaat my nog van Valhalla, en hy vra vir my, kan hy my vra om vir familielid 'n gebed te kom doen? Hy moet gaan vir 'n hartoperasie. En hy sê vir my, ek dink jy ken, maar ek gaan nie vir jou sê nie. En toe ek daar in 'n intensief instap, toe sien hy hom. En ek het gehuil, en hy het gehuil. Na jare het ons mekaar weer ontmoet. En waar hy vir my kon gee, vir my kon help, kon ek in my eenvoud ook vir hom in sy tyd van nood bystaan.
gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir nasies aangestel. God is steeds besig om jou en my aan te raak. En hoe raak hy ons aan? Hy raak ons aan om eers vir hom afgesonder te word. Jeremia kry die boodskap van die Here. Ek soek jou diens. Ek wil jou gebruik. En as Jeremia hierdie boodskap hoor, dan raak hy diep bewus van die teenwoordigheid van die Here. Hy raak bewus van die feit dat hy wat Jeremia is, net alleen die genade van die Here en die Here wat hom gevorm het. Hy steek bewus dat die Here hom ken. Daar is geen twyfel dat daar 'n besondere band tussen hom en die Here is nie. Maar dan steeds wonder hy, hoe kan die Here my gebruik? Hoe kan die Here my gebruik? Ek sukkel om te praat. Ek sukkel om voor mense te verskyn. Ek is nog so jonk. Dit was nie 'n leer nie. Dit was 'n eerlike belydenis. Ek is nog onkundig. Ek is nog onrein. En in daai tyd kon 'n man eers hier na die ouderdom van 30 jaar kon hy na vore kom. Kon hy in die openbaar optree. Jeremia was nog nie 30 gewees nie. Maar die Here kom roep hom. Hy kom roep hom vir hom 'n profeet te wees. Hy kom roep vir hom om in 'n tyd van groot moeilikheid 'n profeet te wees. Hy kom verseker vir hom dat jy is nie alleen nie. Ek het jou uitgesoek. Ek het jou uitgesoek. Ek het jou nodig. Suster, ek en jy as pa, ma, ek en jy as grootouers, ek en jy as hoof, as onderwyser. Ons is nie maar net sommer in daai rol nie. God sonder ons af. Hy stel ons aan in 'n unieke posisie. Wat te doen? Om hulle, wat vir hom baie kosbaar is, om hulle te begelei en te ondersteun. God roep my as pa, ma, as oupa, ouma, as meneer, as juffrou, vir 'n kind iets te gee, iets anders te gee, as wat die wêreld gee. Ons beleef baie moeilike tye. En ons gaan op soveel werkswinkels. En elke keer word ons opnuut geleer, jy moet dit doen of jy moet dat doen. Maar wat gee jou sagte oë? Wat gee vir jou 'n liefdevolle hart?
broer, suster, dis nie die Here. Dis nie die Here wat jou help. Met jou kind, jou kleinkind, die kinders in jou skool, om te gaan, dat hulle by die punt kom en vra, meneer, juffrou, hoekom beklei jy nie met my nie? Hoekom raas jy nie met my nie? Wat in my hart, lewe die Here. En die Here het my geroep. En daarom dra ek sy boodskap uit. Wanneer jy se ma was ook hartseer. En op daai stadium het die Here na haar toe gekom. En sy het nie woorde gehad nie. Sy kon sê, kyk na die hemelby. Jou kind in die skool sukkel om te vlieg. En is soms moeilik. En dan wil jy vra, maar wat moet ek doen? Vra vir die Here. Hy het jou gevorm in jou moederskoot. Vra vir die Here. Help my om verder aan hierdie kind te bou. En verder aan die kind saam te vat, saam met hom 'n pad te maak. Ek kan nie. Ek het al alles probeer. Ek is moedeloos. Dat jy nog nie by God gevra nie. Dat jy nie vir God verleiding gevra nie. Maar by God is niks onmoontlik nie. Ons kinders het 'n behoefte. 'n groot behoefte. 'n skreeu na Jeremias. Na Jeremias in ons dag. Maar as ek voel, ek kan nie, dan lees ek vers 9. Het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak, en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Ek kan nie, ek het nie meer raad nie. Maar wat sê die Here? Wat sê die Here vir Jeremia? Of wat sê die Here ook vanoggend vir jou en my? Jy moet nie praat nie. Jy moet nie praat nie. Jy moet glo en weet, dis die Here wat die woorde in jou mond lê. En daai woorde wat die Here in jou mond lê, dis woorde wat lewe opwek. Dis woorde wat koers laat verander. Dis woorde wat jy optel en glo. Jy kan vir hierdie kind iets beteken. Jare terug, by geleentheid, destijds, die rugby, ons was maar 'n klein skooltjie, en dan moes jy teen hierdie groot skole op rugby speel. En dan het die selfde meneer vir ons voor
speel soos wat ons geoefen het. Maar hoe alles, glo, wie lewe in jou hart? Wie beloof jou? Hy sal by jou bly, hy sal jou nooit alleen laat nie. Het dit gewerk? Ja. Die genade van die Here, die hierdie groot seuns nie seer gekry nie. Die Here was daar by ons en met ons. Maar broer en suster, dis nie maklik om vandag met jou kind te pad te loop nie. Want daar is so baie ander stemme wat sê, nie so nie, maar so. En ek weet, die hoofde, ek weet julle roep ouers op, praat met ouers en dan staan die ouer net op. Ek sê, ek vat my kind in die skool en ek gaan na 'n ander skool toe. Of jy praat nog en jy word die telefoon nog net neergesit. En dit maak seer. Dit maak baie seer. Ook vir jou as ouer. Mamma, Pietie se maat maak so, Pietie se maat doen dit, ek wil dit ook doen. En wil jou hart uit die kop trek. En hoor wat sê die Here vir Jeremia. Hy sê, ek sal jou lippe. Ek gee die woorde in jou mond. My onderwyser het nooit gevloek of geskreeu nie. Daai tyd loop nie die land opgeneem nie. Het jy diep in die oë gekyk. Diep in die oë gekyk. En voordat jy 'n woord kom eindig, het jy presies geweet, wat is die antwoord? Dis nie maklik nie. Daarom is dit juist vandag gedag, om te bid vir elke ouer, om te bid vir elke onderwyser, om te waak teen die menslikheid in my. Ek wil skreeu en veg en beklei. Dat ek hier terugstaan en vra, wie se diens staan ek? Ek staan in diens van die Almagtige. Wat beloof hy my? Hy beloof my. Hy sal my besalf. Daarom moet ons dag begin met die woord. Ons moet ons dag begin met gebed. En ons moet weet, Satan loop rond soos 'n brullende leeu. Hy wil verskeer, hy wil afbreek. Maar as ek opstaan in die naam van die Here, dan gee hy vir my sagte oë. Hy gee vir my sagte hart. Hy help my om te draai. Hy help my om te draai. Broer en suster, hierdie dag soek God na pa en ma, na grootouers, hoofdonderwysers, wat bereid is om te doen wat God wil. Ja, ek gaan seer kry. Ja, ek gaan beswaar word. Ja, die deur gaan toegeklap word. Ja, daar gaan geskreeu word.
is lief vir jou skool. Straal die liefde uit. En weet, niemand wees nie. Ek, die Almagtige, is by jou, is met jou. Amen. Vader, baie dankie vir die heilige woord. Dankie, Here, vir kinders. Dankie vir ouers. Dankie vir skole. Katedese skole. Here, ons wil net beantwoord aan die roepstem. Moenie die kinders verhinder om na my toe te kom nie. Dan vra ek, Here, maak ons sterk. Raak ons aan. Rus ons toe deur die Heilige Gees. En vir hulle die kosbare, maar alles te gee. Hy het na my gekyk met sy sagte oë. Hy het vir my vlerke gegee. En daarom kon ek vlieg. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Skryf nou die verjaarsdag, hulle wat verjaar, en hulle asseblief staan, ook duidelijk. Ek sal nie doen. Okay. En die eerste project is het lief van my te kom hoor. Ek sê vir elkeen van hulle baie geluk, mag dit 'n baie mooi en 'n geseënde nuwe lewensjaar wees. Dan kyk ons net saam. Sorry. Ons kyk na hulle, die lief en leed, dit steeds aan die Marie Hortens, en dan dink ons volgende aan die Linden familie. Ons dink aan Piet, wie sy broer, vir wie ons voorbeeld gedoen het. Hy het donderdag het hy gesterwe. Ons dink aan hulle. Dink ons steeds aan Frits Pieterse, en dan dink ons ook aan Koos Lourens. Ons vra dat ons asseblief aan ons sal dink. Hy is nog steeds intensief na operasie, nie gevangensoperasie, en hulle sukkel om sy koers af te kry. So ons dink aan die reis. En dan ook op pad kerk toe, het hy siek geword en omgedraai, en dan hulle hospitaal toe gevat. Ons dink aan Henny van den Berg. Dit gaan pad nie goed met hom nie, asseblief dat ook ons van hom sal dink. En dan moet jy asseblief die ouers nie met my beklei oor die boom nie. Daai tak het gebreek, en toe moes ons ongelukkig die boom bietjie snoei, sodat die takke nie verder breek nie. Die boom gaan nie uitgehaal word nie. Hy word net teruggesnoei, ons glo hy gaan vinnig weer uitloop. So dan kan almal weer daar onder die boom sit. Ek moet maar vanoggend bietjie skuif, ek is jammer daaroor, maar vir veiligheid moes ons ongelukkig 'n groot deel van die boom snoei. So asseblief, daai boom, ons het hom met 'n ketting ons vasgemaak, maar hy het die ketting gebreek. So, ek is jammer daaroor. En dan sê ek nou weer, julle, asseblief, moenie siek word nie, hou op, asseblief, moenie siek word nie.
Goed. Ons slotlied, Here Jesus die skyn, na die seënuitspraak is ons uitstaplied soos 'n man van die woord. Dan nooi ek die skoolhoofde uit na ons saal toe, waar ons saam 'n koppie tee en koffie en iets gaan geniet. Asseblief. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die werking van die Heilige Gees, sy wees met elkeen van ons, om die dag, die kinders, te eer.